Die boek van die profeet Micha. Micha het ongeveer dieselfde tyd as Jesaja in 'n klein dorpie gewoon in die suidelike koninkryk van Juda, wat Moreset genoem is. En die noordelike sowel as die suidelike koninkryke van Israel het lank gelede verdeel en het die verbond met die God van Israel geskend. So Micha het gewaarsku dat God die groot slegte ryk van Assirië sou bring om die noordelike koninkryk te vernietig en Jerusalem te kom stroop. En hy het ook gewaarsku dat na hulle Babylon selfs nog groter vernietiging sal bring. Soos al die profete het Micha namens God gepraat om Israel te beskuldig, of soos wat hy dit stel in hoofstuk 3, ek is gevul met krag, met die gees van God, met oordeel en mag om te verklaar hoe Israel gerebelleer het. En dus verken die grootste gedeelte van hierdie boek Micha se beskuldigings en sy waarskuwings van God se oordeel oor Israel. Maar in teenstelling met hierdie waarskuwings het Micha ook 'n boodskap van hoop gehad oor die hernuwing wat God na sy oordeel sal bring. En as jy saam met ons wegspring met die boek, sal jy sien hoe dit werk. So die eerste 2 gedeeltes van die boek ontwikkel Micha se beskuldigings en waarskuwings teen Israel en sy leiers. So die eerste gedeelte begin met die poëtiese beskrywing van God wat oor Israel verskyn. Net soos hy gemaak het by Sinaiberg, is daar vuur en rook en aardbewing. Maar hierdie keer het hy nie gekom om 'n verbond te maak nie. Hy het gekom om sy oordeel oor Israel te bring vir meer as 500 jaar van rebellie. Micha gaan voort om al hierdie dorpe en stede in Israel te noem, wat die sondebokke vir al hierdie rebellie is. God kom met straf vir hulle. Maar presies hoekom? So Micha begin met Israel se leiers beklei. Hy sê, hulle het ryk geword deur diefstal en geldgierigheid. Hy verwys na die verhaal van Agab, wat die familiewingerd van Nabot in 1 Konings hoofstuk 21 gesteel het. Maar dit is ook omdat Israel se profete korrup is. Hulle is heel tevrede daarmee om beloftes van God se beskerming te maak aan enige een wat dit kan bekostig om hulle te betaal. Nee, sê Micha, God het sy beskerming van Israel onttrek. In die tweede gedeelte van beskuldigings beskryf Micha verder hoe Israel se leiers en profete saam ernstige ongeregtigheid gepleeg het. Hulle bestuur die land deur omkopery. Hulle buig geregtigheid om die rykes te bevoordeel. En die armes word van hulle grond, hulle sekuriteit en hulle hoop ontneem. En dis alles 'n skending van die wette van die Torah, wat dit onwettig verklaar het om grond te verkoop wat aan families behoort, selfs al is hulle arm. En so vind ons dat God se oordeel die vorm van 'n onderdrukkende nasie gaan aanneem, wat die noordelike koninkryk gaan verower en Jerusalem en die tempel gaan binneval, wat in pyn gelê sal word. Nou, hierdie is baie ernstige waarskuwings, maar hulle is nie die laaste woorde nie. Elkeen van hierdie waarskuwingsgedeeltes word afgesluit met 'n treffende belofte van hoop. So eerste is 'n gedig oor hoe God soos 'n skaapwagter is, wat sy trop, wat die oorblyfsel van sy mense is, gaan red en weer bymekaar maak. En hy gaan hulle almal terugbring na goeie weivelde en weer eens hulle koning word. Die tweede waarskuwingsgedeelte word voltooi deur die beeld op te roep van 'n gereüneerde Jerusalem tempel. En Micha sê dit sal nie permanent wees nie. Eendag gaan God sy tempel verheerlik. Hy gaan dit met sy teenwoordigheid vul en die stad met die oorblyfsels van sy mense vul. So God se doel is om Israel die ontmoetingsplek van hemel en aarde te maak, sodat al die nasies na Jerusalem sal stroom waar God die koning van alle nasies word en vrede oor die aarde bring. Nou hierdie 2 slotgedigte van hoop, hulle is baie kragtig. En die volgende gedeelte van die boek ontwikkel dit verder in 'n pragtige ontwerpte reeks gedigte wat geheel en al oor die toekomstige hoop van Israel en die nasies gaan. So ons vind uit dat Israel verslaan sal word na die Assiriese aanval en na Babylon weggevoer sal word. Maar van daar af sal God sy mense herstel en hulle terugbring na hulle land toe. En dan vind ons uit dat die nuwe messiaanse koning uit die nageslag van Dawid na die nuwe Jerusalem sal kom. Hy sal in Bethlehem gebore word en dan in Jerusalem oor die herstelde mense van God regeer. Uiteindelik
In hierdie messiaanse koninkryk van God sal die getroue oorblyfsel van God se mense daardie seën onder die nasies word. Maar terselfdertyd sal God sy finale oordeel bring en boosheid uit sy wêreld verwyder. Die laaste afdeling van die boek keer terug na hierdie patroon van waarskuwing, gevolg deur hoop wat ons in die eerste gedeelte van die boek gesien het. So Micha ontbloot weer die ongeregtige ekonomiese praktyke van Israel se leiers en hoe dit die land en sy mense vernietig. En hier bied Micha sy beroemde woorde wat opsom wat dit vir Israel beteken om God te volg. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy nederig sal lewe voor jou God. Dit is presies wat Israel nie gedoen het nie. Daarom sal hulle vernietig word. Die boek eindig egter op nog 'n kragtige noot van hoop. Israel word gepersonifieer as 'n individu wat versla alleen in skaamte sit. Dis 'n duidelike beeld van Israel se vernietiging en ballingskap. En hierdie individu wag op God se genade en smeek God om te luister en te vergewe. Maar waarom? Waarom sou God luister na hierdie goddelose en rebelse mense en hulle vergewe? Wel, die digter bied twee redes. Eerstens, sê hy, oor God se karakter. Wie is 'n God soos U, wat sonde vergewe en rebellie verskoon? Hy weet dat God se genade self sterker is as sy toorn of sy oordeel. En die tweede rede is oor God se beloftes. Hy sê, U sal getrou bly aan Jakob en verbondsliefde aan Abraham bewys soos U lank gelede beloof het. Nou hierdie is die laaste woorde van die boek. Hulle is 'n verwysing na God se verbondsbelofte aan Abraham en sy familie, al die pad terug in die boek van Genesis. Dat alle nasies God se seën sal vind deur Abraham se familie. Maar om vir die nasies 'n seën te wees, moet Israel eerstens getrou wees aan hulle God. En dit verduidelik hierdie heen en weer tussen oordeel en hoop in die boek van Micha. As God die nasies deur Israel gaan seën, dan moet hy die boosheid tussen sy mense konfronteer en oordeel. Maar sy oordeel lei tot hoop, want God se verbondsliefde en belofte is kragtiger as menslike boosheid. En sy uiteindelike doel is nie om te vernietig nie, maar om te red en te verlos. Of soos die slotvers van die boek dit stel, God verheug hom in verbondsliefde. So, hy sal weer eens barmhartigheid toon. Hy sal ons boosheid vertrap. Hy sal ons sonde tot niet maak. Hy sal al ons sondes in die diep see gooi. En dis waar die boek van Micha alles gaan.